Geliefdes, ons keer vandag terug na ons studie in Romeine 2. En wanneer ons na die volgende deel en wel Romeine 2 vers 11 tot 16 gaan, is dit belangrik om te verstaan wat is Paulus se hele gedagte wat hy deur die Heilige Gees geïnspireer word om aan die gemeentes te skryf. En as ons na die groter deel kyk, eers is net die onmiddellike deel van Romeine 1 tot en met Romeine 3 vers 20. Dit is hierdie besondere perikoop, hierdie deel, hierdie Bybeldeel, wat oor die eerste deel van Paulus se boodskap gaan, het hy 'n baie duidelike struktuur geskep. En hy wys ons eerstens op die volgende, die diepgang, die diepte van ons menslike sondigheid. En geliefdes, ons weet self, ons hoef nie baie ver te delf nie. Dan is dit ons, asof ons maar net ons veld bietjie gekrap het, dan is die sonde daar. En daardie diepgang, die diepte van die menslike sondigheid, wys dan ook in detail dan die verlore toestand van die mens. Die verlore toestand van die mens, van die wêreld waarin ons leef, en ons moet dit besef. Ons moet besef, hierdie is nie 'n idilliese wêreld nie. Na die sondeval was dit nooit veronderstel om ooit idillies te wees in daardie sin van die woord nie. Die wêreld wat vir ons wag, dit is die wêreld waarna ons kan uitsien, waar ons vrede en vreugde en al daardie seëninge gaan hê, maar is nie vir hierdie wêreld en hierdie tyd nie. So, dit is wat Paulus eerste wys, die sonde en die diepte daarvan. En dan gaan Paulus oor na God se oordeel oor daardie sonde, oor die mens in besonder en elkeen individueel, maar ook die mensdom in die algemeen. Oor die skuld van die mens, elke mens. En dan hier van toepassing, omdat dit op daardie tyd so van toepassing was, maar nog steeds in ons tyd ook van toepassing is, die skuld van elke mens, elke Jood en elke nie-Jood. Jood en heiden met ander woorde. En dit gebruik hy dan om ons almal by die punt te bring waar ons almal behoort te kom, gereeld te kom. En dit is ons behoefte aan redding en 'n redder. En te besef dat dit alleenlik in God is, deur Jesus Christus. So dit is hierdie deel waarin ons nou besig is om te studeer. En vandag dan hierdie baie spesifieke deel, Romeine 2 vers 11 tot 16. En hier is die baie spesifieke boodskap wat hy wil tuisbring, is dat God nie na die mens kyk en hom oppervlakkig of uiterlik beoordeel nie. Wanneer God oordeel, is hy nie soos ons nie. Hy oordeel volgens die waarheid. Hy oordeel regverdig. Hy oordeel sonder partydigheid. En hy sien nie net die uiterlike dade nie, maar hy sien ook die motiewe van die hart. En dit het ons nou al verskeie kere in ons vorige boodskappe gesien. So Romeine 1 begin dus met die beskrywing van die toestand, van die sondige toestand van die wêreld. Maar wanneer ons dan in Romeine 3 kom ons dan tot die besef van waar ons inpas en waar die mens inpas en die behoefte aan 'n redder en redding. In hierdie deel, hoofstuk 2 van 11 tot 16, wys vir ons hoe God se oordeel altyd regverdig is, maar, en dis 'n wonderlike maar hierdie, hoe dit ook genadig is. God is regverdig, maar hy is ook genadig. En dis die wonderlike boodskap wat vir ons as gelowiges hier opgesluit is. Nou ek wil begin deur te sê dat
Ons lewe in 'n wêreld wat die uiterlike verafgod. Dinge soos voorkoms, status, tradisie, reputasie, besittings, al daardie dinge is vir die mens belangrik en dis hoe ons mekaar beoordeel. En ons kyk daarna en ons sien, ja, nee, kyk, ons oordeel is dan op grond van wat ons sien. Hierdie mens is so of so of so. Dis die basis van ons oordeel. En dis die maatstaf van die wêreld wat so is. Maar wanneer dit by God kom, moet ons weet, is hierdie dinge wat ek genoem het, niks werd nie. God kyk nie daarna nie. Voor hom tel geen een van hierdie uiterlikes nie. Niks nie. Nie enigeen van die goed wat ek genoem het nie. Ook nie dinge wat ons dalk kan sê, maar nou, as daai nie tel nie, maar wat dan van kerklidmaatskap en kerktradisies of kerkgebruike, of ek het dit en dat al gedoen, en ek het hierdie belewenis gehad, ek het hierdie, die Here kyk nie daarna nie. Dit is nie dinge wat vir hom tel nie. Hy kyk dieper, hy kyk na die hart en die hart alleen, wanneer hy oordeel. En dit is die kern van die boodskap wat Paulus in hierdie deel vir ons wil bring. Wanneer God oordeel, kyk hy na die hart van die mens, en hy kyk na die hart van die mens in volkome regverdigheid, sonder enige vooroordeel, met ander woorde, maak nie aan hom saak van watter volk of ras of wat jy is nie, sonder vooroordeel, hy kyk na elke mens absoluut in sy uniekheid, sonder uitsondering en sonder partydigheid. Dit is vir ons amper moeilik om dit in te dink, maar dit is hoe God na die mens kyk. Nou kom ons kyk wat hy dan in hierdie skrifdeel sê. Ons lees dan Romeine 2 vanaf vers 11 tot 16. Vers 11, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. Ek wil net sê, die lidwoordjie, die behoort aan te wees. Sommige vertalings laat dit uit, maar die lidwoord is in die oorspronklike. So sonder die wet verlore, ook sonder die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Gered word met ander woorde. Want wanneer die heidene, en die heidene beteken in daardie tyd almal wat nie Jode is nie, wat geen wet het nie, van nature die ding van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon of wys dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig, of ook verontskuldig, aankla of nie aankla nie, of vryspreek. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. So in hierdie skrifdeel, ten spyte van die feit dat dit 'n moeilike vertaling is, en Paulus is baie moeilik om te vertaal in Afrikaans, maar ons kan deur verklaring kan ons wel by die betekenis uitkom wat belangrik is. In hierdie deel maak Paulus verskillende stellings wat ons dan tot groter insig sal lei, en dit is dan ook soos dit op die bulletin in die notas aangedui is. En die eerste stelling dan is dit: God is onpartydig in sy oordeel. God is onpartydig in sy oordeel. Vers 11. Daar sê hy, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Hy begin dus hier met 'n baie eenvoudige sin.
Geen aanneming van die persoon by God nie. Maar een wat 'n baie belangrike waarheid, 'n algemene waarheid, 'n universele waarheid bevat. 'n Waarheid wat dwars deur die hele skrif loop, van Genesis tot en met Openbaring. Wat is hierdie waarheid? Daar's geen aanneming van die persoon by God nie. Nou wat beteken dit? Kom ons kyk wat daardie woord aanneming beteken. Die Griekse woord wat hy daar gebruik, beteken letterlik om iemand se gesig aan te neem. Om iemand se gesig aan te neem. Met ander woorde, om te oordeel op grond van voorkoms, of dan status en aansien, al daardie uiterlik waarneembare dinge. Die Here is nie so nie. Hy neem nie jou gesig aan nie. Jou gesig maak nie vir hom saak nie. Dis waarop dit neerkom. Want God kyk nie daarna nie. Hy oordeel nie soos die mense oordeel nie. Hy word nie beïnvloed deur die ander dinge so status en kleur en veel kultuur, geslag of selfs godsdienstige of tradisie nie. By mense tel dit baie, maar by God niks. En ons het dan die neiging om mense hoër te ag op grond van die feit dat ons hulle gesig aanneem. Daardie uiterlike dinge. Maar God neem nie die gesig aan nie. Sy maatstaf is altyd dieselfde. Hy kyk na die hart. Sy heilige karakter en sy volmaakte waarheid wat in hom is, stel nie belang in die uiterlike nie. Hy kyk na die hart, die waarheid wat in die hart is. Nou, moet julle dit indink. Vir die Jode was dit 'n skokkende ding om te hoor. Hoe kan Paulus dit sê? Hulle het gedink, hulle erfenis, die feit dat hulle Jode is, hulle kennis van die wet, hulle ken die wet, hulle ken, soos dit in hulle Joodse tradisies en in die sinagoges verkondig is, en hulle is ook so deeglik bewus van die verbond wat God met Abraham gesluit het, hierdie volksverbond met Abraham. Maar Paulus sê hierdeur, nee, by God tel daardie dinge nie. En wat hy hiermee dan ook impliseer, en dit was dan ewe ontstellend vir die Jode, dieselfde lig wat oor die Jood skyn ook oor die heiden. Met ander woorde, hy sê nee, God sien almal aan ewe aan. Almal sal geoordeel word volgens die maatstaf van God se waarheid. En hier sien ons dan hierdie beginsel van God se onpartydigheid loop soos 'n goue draad dwars deur die hele skrif. Begin reeds in Deuteronomium 10 vers 17. Die Here julle God neem nie die persoon aan en hy neem nie 'n omkoopgeskenk aan nie, om dit vinnig net op te som. God neem nie die persoon aan nie en hy is ook nie omkoopbaar of beïnvloedbaar nie. Dis wat hy sê. Dis 'n wonderlike boodskap vir ons om te hoor in ons land in hierdie dae. Handelinge 10 vers 34 en 35. God is geen aannemer van die persoon nie. Dit maak nie aan hom saak wie of wat of hoe jy is nie. Maar in elke nasie is die een wat hom vrees en geregtigheid doen vir hom aanvaarbaar. Hy neem hom aan. Een wat hom vrees en geregtigheid doen. Jakobus 2 vers 1 tot 9. Ek gaan nie die hele deel lees nie, maar kyk gerus na vers 1 en vers 9. Jakobus 2 vers 1 en 9. Hy begin in Jakobus 2 vers 1. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Met ander woorde wat hy letterlik sê, moenie na die man se gesig kyk wat in die kerk inkom nie. En as hy praat van sy gesig, bedoel hy sy hele voorkoms. Moenie beïndruk word deur sy voorkoms, of hy nou glad en mooi en skoon en met kettings en goeders behang is, of nie, en lekker ruik en al daardie goed, moenie julle daardeur laat beïnvloed nie. En dan verduidelik hy baie mooi wat hulle gedoen het,
waar Jakobus dan die kerk aanspreek, maar julle sê vir die arme man, gaan sit agter, en die ryk man kom sit voor. En dan eindig hy in vers 9 met daai voortrekking, maar julle is partydig, en as julle partydig is, doen julle sonde, en word deur die wet as oortreders bestraf. Verstaan julle mag nie dit doen nie. Dis nie hoe God werk nie, en dit werk nie in sy koninkryk nie, en dit werk nie in sy kerk nie. 1 Samuel 16 vers 7, die mens kyk na die uiterlike, en daar kom die waarheid, maar die Here kyk na die hart. God se oordeel is dus objektief en heilig, en hy word nie beïnvloed deur wat hy sien op die gesig en in die gestalte van die mens nie, of wie of wat hy is in die wêreld nie. Hy kyk net na die hart. Maar ons moet dit verstaan, geliefdes, dit is waar, omdat God nie anders kan nie. God kan nie anders nie. En daarom is sy oordeel die openbaring van sy karakter, van wie hy is. Omdat hy heilig is, moet hy heilig oordeel. Omdat hy regverdig is, moet hy regverdig oordeel. Omdat hy liefdevol en genadig en barmhartig is sy oordeel dan nooit uit wraak of wreedheid nie. God se oordeel rus op wie hy is. Maar God sê, dit is nie vir julle beskore om te oordeel volgens wie julle is nie. Ek wil hê dat julle moet oordeel op grond van wat ek is vir julle. Moenie soos die wêreld oordeel nie. Daarom kan die kind van God met sekerheid sê, Here, u oordeel is regverdig en u genade is standvastig. En u liefde en genade en barmhartigheid is vir ewig. Dit verander nooit nie. Daarom moet dit ons strewe wees in al ons verhoudings. En kyk net, laat ons dan nou eerlik wees met mekaar, geliefdes. So dikwels is ons verhoudings gebaseer op dit wat ons sien. Maar God sê nee, kyk na die hart. Kyk na die hart. In die wêreld, as ons na die wêreld kyk, dan sien ons dat die simbool van byvoorbeeld die departement van justisie, of as justisie, met andere regspraak, die wet, gebeeld word. Dan is dit gewoonlik die beeld van 'n vrou wat geblinddoek is, en haar hande is gebind en sy hou die skaal vas. Dit symboliseer iets spesifieks. Sy is geblinddoek, maar sy kan nie sien nie. Sy kan nie die voorkoms beoordeel nie. Sy is blind vir die voorkoms. En haar hande is vasgebind. Hoekom? Sodat sy niks kan ontvang nie. Sy kan nie omgekoop word nie. Sy ontvang niks as teenvoeter vir die regspraak nie. En die skaal is gebalanseer vir almal. Dit is hoe sy behoort te beoordeel. Dit is hoe regspraak dwars deur die wêreld moet geskied. Maar ons weet, en ons het hierdie wrange voorbeelde in ons land, dat dit nie die geval is nie. Daardie vrou is die beeld van iemand wat deur niks beïnvloed word nie. Maar ons weet, dit is nie die geval nie. Maar laat dit die gebed van ons hart wees, dat dit sal verander. Dis 'n gebed wat God sal verhoor, want hy is 'n God van regverdige oordeel. So laat ons as mense van hierdie land bid, Here, laat die reg geskied. Maar dit vat ons terug, soos wat hierdie vrou as mens gebeeld word. So is God. Hy is blind vir die voorkoms, vir die uiterlike. Hy kan nie omgekoop word nie. En sy regspraak is altyd volgens die waarheid. Want dis die waarheid
van die hart. Die tweede stelling waarheen ons gaan, God oordeel ook volgens werke. Nie deur die hart nie, maar ook die werke. Hoekom? Omdat die werke, dit wat ons doen, die uitvloeisel van die hart is. Ons moet dit vandag weet, geliefdes. Dit wat ons doen, in hierdie wêreld, in hierdie lewe, aan mekaar en aan ander, en wat ons net doen, al is dit nie teenoor 'n persoon nie, maar dit wat ons doen, is dit wat uit ons harte uitvloei. Kyk wat sê nou in verse 12 en 13. Want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, gered is nie, maar die daders van die wet sal geregverdig word. Omdat die dade is die uitvloeisel van die hart. Wel nie, hierdeur word nie geïmpliseer dat God jou red op grond van jou dade nie, maar hy red jou op grond van wat in jou hart aangaan, of dit 'n hart is wat na hom gedraai is en bekeer is ensovoorts. So hierdie sê nie werke redding nie. So Paulus laat ons sien dat God nie net die uiterlike optrede beoordeel nie. Hy kyk nie net na die optrede, maar hy kyk ook daarna. Maar hy oordeel ook vir ons die waarheid wat daardie werke, daardie dade dan openbaar. Is ons bereid om te sê, en ek vra dit van elkeen van u, is ons bereid om te sê dat alles wat ons doen, is werklik 'n uitvloeisel van ons hart. En dat ons dan bereid is om toe te gee, dat ook die boosheid wat ons begaan, die uitvloeisel van 'n bose hart is. Dis die praktyk van Christen wees. Dis die praktyk van Christen wees. Nou wat het Paulus hiermee te doen? Onthou, die kerk aan wie hy geskryf het, ook daar in Rome, was daar Jode. En die Jode was dwars deur die kerk van Jesus Christus. Daardie kerk wat in Jerusalem begin het, juis met Jode, wat dwars deur die wêreld versprei het, waar Jode ook deel daarvan was. Nie as Joodse gelowiges nie, maar as Christengelowiges. So hulle het by die kerk aangekom as Christengelowiges. Maar nou, omdat daar hierdie tweespalt was, omdat daar soms stryd was in die kerk, wil Paulus baie duidelik hê dat hulle moet verstaan dat Jood wees gee nie vir jou enige voordeel by God nie. In die nuwe verbond. Ons is klaar met die ou verbond. In die nuwe verbond het die Jood of niemand anders enige voordeel by God nie. Hy oordeel slegs volgens die waarheid wat hy weet. En nou sê Paulus, die nie-Jood, die heiden, onthou hy praat in terme van die Jodese beskouing, en die Jode het almal gesien as heidene, totdat die Christene nou begin kom, en toe moes hulle nou daardie onderskeid ook begin tref. Die heiden, die nie-Jood, het nie die wet van Moses nie. Maar, sê Paulus, dit maak hom nie minder aanspreeklik nie. Julle as Jode het die wet van Moses en julle behoort is beter te weet as enige iemand anders wat God van julle verwag en wat God vir julle beloof het en alles. Hy sê, maar nou wat van die een wat nie die wet van Moses gehad het nie, wat nooit deel was van die Joodse volk nie, wat van hom? Hier sê Moses, sê Paulus, hy het sy gewete. Al het hy nie die wet van Moses nie, hy het sy gewete, sy eie innerlike besef van wat reg en verkeerd is. En ek het al 'n vorige kere daarna verwys, hierdie ding van die gewete. Die Jood het die wet van Moses, en hy het ook die genade van God se verbond gehad, maar wat het dit hom in die sak gebring? Hulle het nog steeds vir Christus gekruisig, alhoewel dit God se plan was. En hier sien ons dus wat Paulus dus hier sê, die Jood en die nie-Jood word ewe eens
op dieselfde grondslag beoordeel, volgens die lig wat hulle gehad het. En nou is hier dan die groter aanklag teen die Jood. Hy het die groter lig gehad. Die nie-Jood het nie die wet gehad nie, maar hy het sy gewete gehad, wat vir hom dieselfde pad moes gewys het. Niemand kan dus sê, wat Paulus hier wil bereik is om te sê, niemand kan sê, ek het nie geweet nie, ek is onskuldig, want God het almal toegerus met genoeg lig om verantwoordelik te wees vir hulle dade. Daardie gewete wat God in hom geplant het, was genoeg om hom te sê, dis reg en dis verkeerd. En let op wat Paulus sê oor die wet. Dit is nie genoeg om net te hoor wat God sê nie. Dis wat hy daar sê. Dis nie genoeg om net te hoor wat God sê nie. Jou hart, jou lewe, jou dade moet daaruit voortspruit. Het help jou niks om net te hoor nie. Maar kyk na daardie woord, hoor, is 'n baie besondere woord. Weereens is 'n besondere woord wat hy hier gebruik. En dit beteken meer as wat op die oog af hier is, want ons kan in die meeste tale, kan ons nie die onderskeid tref wat die Grieks het nie. Nou, die gewone Griekse woord, wat vir hoor of hoorder gebruik word, is akouo. Maar dis nie die ene wat Paulus hier gebruik nie. Akouo wat beteken om te hoor. Maar hy gebruik hierdie baie spesifieke terminologie, wat spesifiek verwys na mense wat luister, omdat hulle behoort te luister. Mense wat luister, omdat hulle behoort te luister. Nou dink 'n bietjie mooi, wie is dit in die lewe? Ek kan julle nog 'n verdere leidraad gee. Dis mense wat in die luisterproses is. Een van die verklarende woordeboeke stel dit so. Hearers hier, die hoorders hier, refers to those whose business is hearing. Nou weet julle presies wat ek bedoel, né? Met ander woorde, dit is mense wie se besigheid dit is om te luister en te hoor, soos leerlinge en studente, maar ook gemeentelede wat in die kerk sit in soortgelyke situasies. Met ander woorde, jy sit in daai situasie en dit is jou werk om te hoor, te luister en te hoor. Dit is die woord wat hy hier gebruik. Dit gee dit daarom nou 'n ander dimensie, is dit nie? Dis hoekom die woord van die Here so spesifiek, so besonder is. En hy sê vir elkeen wat sy woord hoor, by watter geleentheid ook al, jy moet hoor en jy moet luister. Maar dit stop nie daar nie. Dan moet dit ook uitwerk in jou dade, in jou werke. Met ander woorde, hierdie is mense wie se besigheid is om te luister, om dit te hoor en dan toe te pas. Nie passiewe hoorders wat luister sonder dat dit wat jy hoor enige effek op jou lewe het. En hoekom noem Paulus dit hier, in hierdie besondere verband? Want dit is presies wat die Jode in die sinagoges gedoen het. O, hulle was so getrou in hulle kerk, in hulle sinagoge bywoning. Wetties, verkeerde redes. Maar hulle was getrou. En hulle het daar gesit en hulle het gehoor, maar hulle het nie gehoor nie. Hulle het nie gehoor om te hoor nie. Ja, week na week, maand na maand, jaar na jaar, gehoor en gehoor en gehoor. En dit het hulle nooit by God se waarheid uitgebring nie. Hulle het selfs die skrifte bestudeer. Dit is vir hulle verduidelik en uitgelê. Hulle was, kan ons sê, letterlik professionele hoorders. Maar wat Paulus nou hier baie duidelik impliseer en dat hulle sou verstaan het, en dit is dat redding of geregtigheid kom nie bloot van hoor. Kom nie bloot net van hoor nie.
dan kom ek nie net van kennis nie. Dit kom van, luister na die woord, dit kom van gehoorsaamheid. Om daardie woord te hoor en dit te gehoorsaam. Daar's 'n verband tussen die twee. Hoor en verstaan, luister en verstaan en gryp die waarheid aan en pas dit toe. En nou, wat dan ook in hierdie deel geïmpliseer word, is twee aspekte. Die eerste plek, God se regverdigheid. God se regverdigheid, hy behandel elke mens op grond van die waarheid wat aan hom geopenbaar is. En as daar min aan jou geopenbaar is, sal hy minder van jou verwag, maar as daar baie aan jou geopenbaar is, gaan hy baie van jou verwag. En die tweede plek wat saam met sy regverdigheid gaan, is sy genade. Dat hy genadig genoeg is. En dat hy genoeg lig gee op grond van sy genade, sodat niemand onverskillig sal staan teenoor dit wat hy hoor nie. Of hy behoort nie onverskillig te staan teenoor dit wat hy hoor nie. Dis God se genade wat na die mens toe kom. En eintlik dan, as ek hierdie verse opsom, dan kan ek dit so doen en sê, God sien nie net wat jy doen nie, hy sien ook dat jy weet, en hoe jy daarop reageer. Maar hy verstaan ook presies, wat het hy aan jou openbaar, en wat hy van jou verwag. Dit is dus in daardie verband, dat God sy oordeel oor jou vel. En nou moet ons baie mooi verstaan, geliefdes, en ek weet, meeste van julle is in die woord van die Here elke dag. Julle bestudeer dit oor en oor en oor, julle luister na preke oor en oor. Julle het dus ongelooflik baie kennis. Julle hoor en ek aanvaar, dit is nie sonder om te verstaan nie. En sonder om die waarheid aan te gryp nie. Julle hoor en julle maak dit julle waarheid. Wat verwag God van julle? Wat verwag God van die mens wat so deeglik onderlê is soos julle? Ons. Wat verwag God? Is ons bereid om te verstaan? Is ons bereid om te verstaan dat God van ons meer vra as van die een wat mindere geleentheid het, mindere kennis het? Jakobus waarsku in Jakobus 1 vers 22 tot 24 en ek lees weer. Daar word daar moedig Jakobus die hoorders, die lesers aan. Hy sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Nou wanneer bedrieg jy jouself? As jy 'n waarheid hoor, en jy hoor hom, en hy is daar in jou teenwoordigheid, maar jy gee hom geen toegang tot jou hart nie. Wie bedrieg jy? Jy bedrieg jouself. Jy gee nie daardie waarheid toegang tot jou hart nie. Jy bedrieg jouself. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Dit is so 'n besondere vergelyking wat Jakobus hier tref. Wat hy hierdeur sê is, iemand wat net na homself in 'n spieël kyk en dan wegloop.
Iemand wat na homself in 'n spieël kyk en dan wegloop, hy gaan nie verander nie. Hy gaan nie verander nie. Maar die een wat in die spieël van God se woord kyk, sal ons self sien soos God ons sien, en dan behoort ons te verander. Dan behoort ons te verander. Anderster is ons maar net dis 'n spieël, maak geen verskil in my lewe nie. Of ek sien myself soos God my sien, want die woord van God is die spieël van God, wat vir ons wys hoe ons lyk. Maar hy wys ook vir ons wat God wil hê, hoe ons moet lyk. En dit is 'n radikale verskil. En dit is juis die spanning in die lewe van elke gelowige, om te word wat God wil hê dat ons moet wees. En dan kom ons op ons ou dag en ons sien, maar ek het nog so min verander. Ek het nog soveel waarin ek wil verander en ook graag wil word soos wat God se woord vir my voorhou. As ons onsself in die spieël van God se woord bekyk, sal ons onsself sien soos God ons sien, en ons sal verander. En hier is die belangrike, ons sal daders word van die wet en van die woord. Ons sal doen wat God se woord van ons vra. Ons sal doen. En julle onthou daardie lysie wat ek verlede week uitgedeel het, die wat ek gesê het, asseblief, plaas hom ergens, en as julle nog afskrifte wil hê, vra vir my, ek gee graag. Sit elke plek denkbaar, sit daar van daardie lysies, wat ons aan mekaar moet doen, hoe ons as gelowiges teenoor mekaar moet lewe. Al daardie elkanders van die woord, laat dit ons curriculum, laat dit ons voorskrif vir die lewe wees. Laat ons maar net dit probeer. As ek aan hierdie gedagte dink, dan maak dit vir my heel dikwels, dit verstom my eintlik. In 'n sekere sin maak dit my moedeloos. Ek moet dit nie toelaat nie, maar geliefdes, ons het in die woord van die Here soveel wat God van ons verwag om te wees en te doen. Soveel. En nou kry mens gemeentes en gelowe en kerke en denominasies wat soveel wil byvoeg wat ons nog moet doen. Maar dan kan 'n mens maar net in moedeloosheid vra, het julle hierdie, wat die basis is, doen julle dit? Voordat julle aanbeweeg na al hierdie ander dinge, wat gewoonlik meer spektakulêr is en wat meer indrukwekkend is, ek het nie eens woord om dit te beskryf nie. Veel dit doen, maar die basis van God se woord kom julle nie by uit nie. Kom ons probeer net dit doen. Laat ons hierdie week net dit doen. Dit sal goed wees. Vergeet die bykomstighede. Die derde stelling wat Paulus maak is, God oordeel dan die geheime van die hart, vers 14 tot 16. God oordeel die geheime van die hart, vers 14 tot 16. Kom ons lees dit. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Christus sal oordeel volgens my evangelie. Dit is weer daardie stuk, weer daardie vers, en ek wil spesifiek na hom uit 'n ander oogpunt kyk. Hier sien ons die volle omvang van God se oorsig. Die volle omvang van sy oordeel. Ek wil sê, dit is presies hoe God dit wil hê. Hy kyk nie na die uiterlike
Hy kyk na die hart, na die geheime motiewe, na die geheime bedoelings van elke mens. En al is die daad op die oog af goed, as dit 'n bedoeling het wat God nie verheerlik nie, dan kan daardie goeie daad nie goed wees nie. Die heiden wat sonder die wet leef, kan soms doen wat reg is. Nie omdat hy die skrif ken nie, maar omdat God sy gewete gegee het, om sy gewete gegee het, en vir hom in 'n mate daardeur ook 'n innerlike lig gegee het. Maar die Jood wat die wet ken, maar sy hart nie daarvolgens laat lei nie, spreek as het ware sy eie oordeel oor homself uit, want hy behoort van beter te weet. Nou wat Paulus eintlik dan hierdeur, en dis die punt van hierdie stelling, geen mens kan iets voor God wegsteek nie. Niemand kan iets voor God wegsteek nie. Alles, selfs die gedagtes wat niemand anders sien nie, weet God. En dit sal geopenbaar word op die dag van oordeel. En dit sal oordeel word nie volgens menslike maatstawwe nie, maar volgens die regverdigheid van God, deur Jesus Christus, die middelaar. Maar vir die gelowige is daar die ander oordeel wat ons van gepraat het, wat nie 'n oordeel is nie, maar 'n beoordeling, omdat ons dade, die dade van die ware gelowiges, is reeds in Christus Jesus veroordeel. So, dit is nie op die gelowige van toepassing wat ek nou gesê het nie. Dis op die Jood, die een wat dink dat hy die wet het, dat hy heilig is daarom, ook op die nie-Jood, wat vir ons sy eie lig wil handel, hier tref hy dus die onderskeid. Maar daarom is dit dan belangrik om te verstaan, geliefdes. Hy tref die Jood, die nie-Jood, die heiden. Die Jood het die wet van Moses, hy het die geskrewe openbaring van God. Die nie-Jood, die heiden het dit nie, maar hy leef met hierdie innerlike besef van wat reg en verkeerd is. Hy het 'n gewete wat getuig dat daar 'n God is en dat daar 'n basiese reg en verkeerd is. Daarom sê Paulus, niemand is sonder aandeel aan sy veroordeling nie. Hoor wat ek sê. Niemand is sonder aandeel aan sy veroordeling nie. Nou weer, onmiddellik tref ek die onderskeid tussen wat hy hier sê en die ware gelowige. Dit is waar ten opsig van die ware gelowige, maar in die opsig dat dit reeds in Christus gestraf is. Dit is reeds in Christus verstraf. Christus het reeds daarvoor betaal. Daarom is dit vir die ware gelowige, word hy vrygespreek. Maar vir die ander, elke mens sal geoordeel word volgens die lig wat hy ontvang het. En dan vat dit ons terug na Romeine 1 vers 18 tot 20, daardie deel wat ons so dikwels na gekyk het terwyl ons daar was, waar Paulus gesê het, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, die gewete. Want God het dit aan hulle openbaar, hy het vir hulle gewete gegee, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Die ongelowige wat kan nie sê, hy het geen, daar is nie rede om hom te veroordeel nie, daar is meer as genoeg rede daarvoor. Jesus het die beginsel in Lukas 12:48 gestel, aan wie baie gegee is, van hom sal baie geëis word. En so sien ons dus, geliefdes, God is volkome regverdig, hy oordeel elke mens volgens die waarheid wat hy ontvang het, en hoe hy daarmee leef, en dit is waar dit op ons van toepassing is. En Paulus sê dus nie hier, dat goeie werke iemand red nie, of regverdig maak nie, en dit weet ons, maar, en hier kom die maar in vir ons, goeie werke is
die bewys van 'n wedergebore lewe. Hoe kan dit omdraai? Die wedergebore lewe moet uitwerk in goeie werke, in goeie dade, regverdige dade, liefdevolle dade. Al daardie doen aan mekaars. Werke, dit wat ons doen, is die spieël van die hart. Van daardie dade getuig van 'n veranderde lewe wat in die hart ook verander is. En geliefdes, dit is die bewys van egte geloof, van ware geloof. En dit is waaroor hierdie hele stuk gaan. Dis waarin hierdie hele perikoop op pad is. Nou, wat is ware geloof? Jakobus 2:17 reeds genoem, geloof sonder werke is dood. Met Jezus in Mattheus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. So dis duidelik, en dis die gevolgtrekking. God soek nie net hoorders van sy woord nie. Hy soek mense wie se harte verander is. Mense wie se dade die bewys dra van egte geloof, wat geanker is in veranderde harte. En kyk maar weer na daai laaste vers, 2 vers 16. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Hier is eintlik die hoogtepunt van Paulus se betoog. Die finale oordeel berus by Christus. En dis vir ons as gelowiges 'n bevestiging, dit is 'n bemoediging. As die finale oordeel by Christus berus, en hy is ons redder, ons is ware gereddes, dan is dit vir ons 'n vertroosting, 'n bemoediging. En as dis wat die res van die Nuwe Testament ook bevestig. Johannes 5 vers 22 en verder, die Vader oordeel niemand nie, maar het al die oordeel aan die Seun gegee. So wie se troon gaan ons verskyn? By die Bema troon, wie is dit? Voor Christus. En hy ken ons harte, hy is ons redder, hy weet ons is gered. Handelinge 17:31, hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, Jesus, daardie hoofletter, man wat hy aangestel het. 2 Korintiërs 5 vers 10, na die een wat ons dikwels na gekyk het, ons moet almal verskyn voor die regterstoel van Christus. En julle onthou, dit het ook verwys na daardie Bema troon waar die gelowiges gaan kom. En dan sê Paulus, volgens my evangelie aan die einde van daardie sin, die oordeel sal gevel word in die gees van die evangelie van redding, soos dit deur God beplan is en deur Jesus uitgevoer is. Dis sy evangelie waarvan hy praat. Dis die evangelie wat hy oral verkondig waar hy kom. Die oordeel is juis dan om gelowiges van die ongelowiges te onderskei, volgens hulle geloof of hulle gebrek aan geloof wat in hulle dade of gebrek aan dade bewys word. Vir die gelowige sal sy redding deur Christus sy finale beslag kry en hy sal sy ewigheid saam met God in die hemel begin, daar die oomblik wanneer hy voor die regter verskyn. En wie is sy regter? Jesus Christus. Maar die prys wat Jesus betaal het, word in berekening gebring en bevestig deur Jesus self. En waar hy oor die ontsonde rekening betaal geskryf het, sal hy daardie dag ook op die, kom ons sê maar op die sertifikaat wat ons toegang gee tot die hemel ook sê, gee volle toegang. Daarom, geliefdes, is die dag van oordeel nie vir die gelowige, gaan dit nie wees nie, 'n dag van skande nie, maar 'n dag van bevestiging en bevryding van 'n absolute, oorweldigende vrede en vreugde in Jesus Christus. Soos wat hy in Johannes 5 vers 24 gesê het, wat ons net nou ook nagekyk het. En Christus dan sal vir die gelowige kyk na sy hart, na sy lewe, nie om te veroordeel nie, maar om sy genade ten volle te openbaar.
om sy genade ten volle te openbaar. En daarom leef die gelowige nie in die vrees vir daardie dag nie, maar in 'n blye verwagting. En dis 'n vaste verwagting. Ons kan dit weet, net soos wat ons aan die begin gelees het, dat Dawid het geweet, hy kan in vrede by God wees. Net so kan ons en gaan ons in vrede by Christus wees. Want 1 Johannes 2 vers 1 sê vir ons het 'n voorspraak by die Vader, die een wat vir ons intree by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En as ons hom as redder het, dan sal hy vir die Vader sê, hy of sy is een van myne. Hy is ons voorspraak. En hy weet, hy is die ene wat ons daarop roem dat hy ons redder is, hy weet. En hy gaan vir God die Vader sê, hy of sy is een van myne. Laat hom ingaan. Laat haar ingaan. So wanneer die laaste dag dan aanbreek, daardie laaste uur, sal die stem van die regter dieselfde stem wees as die van die herder wat vir ons sê, kom, geseëndes van my Vader. Kom, geseëndes van my Vader. Dis wat ons gaan hoor, geliefdes. En dis wat ons as na hierdie deel kyk, dis wat ons in hierdie deel moet lees. Ons moet voortdurend sien hoe Paulus sy argument opbou teen mense wat aansprake maak, wat hulle geen rede het om aanspraak te maak nie. Maar daarteenoor staan wie? Staan ons, die gereddes in Jesus Christus. En ons gaan sy stem hoor wat sê, kom geseëndes van my Vader. En wanneer hierdie waarhede hier van Romeine 2 vanaf vers 11 tot 16 bevestig word, ook daar, geliefdes, sal elkeen besef dat die oordeel, hoor mooi wat ek sê, dat die oordeel persoonlik en baie prakties, baie werklik is, gaan wees. Dit maak nie saak in watter een van die kategorieë jy hier val nie. Elkene, gelowiges en ongelowiges, gaan dit op 'n baie persoonlike manier beleef. Daarom laat ons dan seker maak of ons onder die juigendes gaan wees, of onder die treurendes. Die juigendes of die treurendes. Daar is nie 'n ander ry nie. Daar is nie 'n amper ry nie na een van die twee kante toe nie. Juigend of treurend. En laat almal Jesaja 55 vers 6 se boodskap onthou. Soek die Here terwyl hy nog te vind is en roep hom aan terwyl hy naby is. Amen. Here, u woord is baie duidelik. U is onpartydig. Dit wat ons is, ons status, ons voorkoms, ons posisie, ons kerklidmaatskap, al daardie wêreldse dinge, Here, beïndruk u glad en geheel en al nie. U kan ook nie omgekoop word nie. So u is blind vir die uiterlike en u hande is ook toe vir 'n omkoopgeskenk. U oordeel volgens ons harte, soos dit uitwerk in ons dade. Nie ons oppervlakkige belydenisse nie ons skynheilige dade nie, maar die werklikheid van ons lewens soos ons van alles gestroop voor u staan. U het ook u wet op die hart van elke mens geskryf, daardie gewetens wat getuig daarvan wat reg en verkeerd is en dat u God is. En ons het geen verskoning nie, Here, geen mens het verskoning nie. Maar Here, ons wat na u toe kom as gelowiges,
Ons weet, Here, U is ons redder, U is ons saligmaker, U is ons advokaat, U is ons voorspraak, en U, Here, gaan ons verwelkom in U teenwoordigheid. Daarom loof ons U vir U groot genade, U liefde, U barmhartigheid, wat U kinders se deel is. En nou pleit ons, Here, vir U seën oor ons as individue en ook as gemeente en ook as kerk wêreldwyd. Seën ons, o Vader, en ons geliefdes. Werk in ons en hulle lewens om gereed te wees vir U oordeel. Mag ons, Here, in alles U lig en U liefde weerspieël. En mag ons nou gaan in die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, en bewaar ons harte en ons gedagtes in Christus Jesus. Dit, Vader, is ons gebed. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen.